In Eksodus 5 lees ons dat die Here vir Moses en Aaron na Farao of die koning van Egipte stuur, maar hy jag hul weg. Dan volg die 10 plaae waarmee die Here die mense van Egipte en ook die koning nooi na 'n verhouding met hom. As Paulus in Romeine 9 vers 16 tot 18 praat oor die verharding van die mens, dan verwys hy na die Farao wat teen die Here in opstand gekom het, sodat God se krag in sy lewe gesien kon word. God nooi hul wat hul teen hom verhard en nie sy genade wil hê nie, uit na 'n verhouding met hom. Maar as hul God se uitnodiging verwerp, gebruik die Here hul dat almal sy krag kan sien. In Eksodus 14 vers 25 lees ons dat die Egiptenaars sê dat die Here self vir die Israeliete veg. Toe die Here met die Israeliete se deurtog deur die see die water oor die Egiptenare laat spoel, is die koning en sy hele weermag dood. So het die Here die Farao se hardkoppigheid gebruik om vir almal te wys dat nie die Farao nie, maar hy God is. Romeine 1 vers 18 tot 32 sê dat mense wat deur God na 'n verhouding met hom genooi word en hul kies om hul teen God te verhard, oorgegee word in 'n lewe van sonde waar die oordeel van God vir hul wag. Die koning van Egipte was hardkoppig en wou nie God se uitnodigings na 'n verhouding met hom aanvaar nie en moes die gevolge dra. Dink jy dat as jy hardkoppig is en nie wil doen wat die Here van jou vra nie, dit met jou anders sal wees? In Hebreërs 3 vers 7 sê die Heilige Gees dat as ons die Here se stem hoor, ons nie hardkoppig moet wees nie. Hoe reageer jy op wat die Here vir jou sê?